Goeiemôre Corpus Christi, Emla Vrenge. Dit is my lekker vanoggend om weer met jou te gesels. En in Corpus Christi Middelburg gesels hulle op die oomblik oor die boek Ester en geloofshelde. En hierdie week, terwyl ek daaroor dink en die preek wat Sondag gepreek is in Corpus Christi, dink ek aan die onderwerp van Ester en wat in die boek staan. En ek weet nie of jy jouself bekend is met die storie nie, maar gaan jy weer inligting gee. Ester, 'n Joodse dokter wat met die koning Xerxes trou. Nou, hoe jy weet wie Xerxes is, as jy die fliek 300 al kyk het, op Engels 300, daai Xerxes, daai koning daar Xerxes. En om 'n idee te kry wie hy was en hoe hy gelyk het in sy tyd en ruimte en waar hy geleef het. En hierdie Joodse meisie trou hom, maar sy het 'n oom Mordegai. Nou Mordegai is hierdie een ou wat nie wil buig voor die koning se nommer 1 man, Haman nie. Haman, die koning se right-hand man, die koning se raadgewer, hy is so 'n bietjie verwaand en hy het 'n begeerte dat mense voor hom buig. Maar daar's 'n Jood met die naam van Mordegai wat nie voor hom buig nie. Op 'n dag red Mordegai die koning van mense wat hom wil vergiftig. En Mordegai help die koning dat die koning nie vergiftig word nie. En eendag terwyl die koning deur sy joernale lees, onthou hy dat Mordegai sy lewe gered het en hy vra vir Haman, wat sal die koning met iemand doen wat hy wil eer? En Haman dink dat die koning praat van hom. En Haman sê, laat hulle 'n koets vat en die koning se heel belangrikste man voor die koets loop en sê, so maak die koning met iemand wie hy wil eer. En toe is die persoon wat hy wil eer nie Haman nie, maar Mordegai. En Haman haat Mordegai. Haman het verafskeun Mordegai. Haman het 'n bitterheid in sy hart teenoor Mordegai. In soveel mate dat hy 'n deklarasie laat kondig dat alle Jode doodgemaak moet word. Maar vir Mordegai het Haman hierdie spesiale plan. Hy het vir hom 'n galg gebou waarby hom wil vermoor. En soos die storie gaan, hoor die koning op 'n stadium deur Ester dat Haman vir Mordegai wil doodmaak. En die uiteinde van die storie is dat Mordegai gered is, maar Haman doodgemaak word op die eie galg wat hy gebou het. Nou hier is die beginsel wat ek met jou wil deel vandag. So baie van ons, elkeen van ons, goeders wat sleg is, gebeur met elkeen van ons. Soms is daar mense wat voor ons bevorder word, soms is daar mense wat meer geld kry as ons, soms is daar mense wat ons onreg aandoen. Elkeen van ons op 'n iewerste plek word iewerste onreg aangedoen. Dan kan ek en jy toelaat dat daai onreg omgesit word in bitterheid. Ons kan toelaat dat daai bitterheid in ons hart met ons sit. En iewerste verafskeer ons die persoon so baie dat dit ons hele wese en ons lewens beïnvloed. Ek wil vir jou nog 'n storie vertel. Dit is die storie waar die volk saam met Moses, God het sopas 'n massiewe wonderwerk gedoen. God het die volk deur die Rooi See gevat. Die Rooi See het oopgemaak en Moses het deurgeloop en die farao en sy manne is doodgemaak. 3 dae se trek in die woestyn en kom hulle by die waterput Mara. En die water is bitter. En ewe skielik sê die volk vir Moses, het jy ons dan na die woestyn toe gebring sodat ons doodgemaak kan word in die woestyn? Ewe skielik vergeet die volk van wat God gedoen het in die Rooi See en hulle word verbitter in hulle harte. En gebeur die mooi storie waar Moses 'n tak gaan pluk van 'n boom en hy gooi die tak in die water en die water word soet en God maak bitter water soet. Soms het ek en jy 'n wonderwerk nodig. Soms het ons nodig dat God bitter water soet maak. Soms het ek en jy nodig dat God iets wat in ons hart veroorsaak het, pyn, seer en ek dink die gevaar van prediking is ons kan jou pyn ontken. Jy kan sê, maar Quentin, jy ontken my pyn. Ek ontken nie vanoggend jou pyn nie. Ek sê nie jy's nie bitter nie. Ek sê nie jy's nie seer nie. Ek sê nie mense het jou nie onreg aangedoen nie. Wat ek vanoggend vir jou sê is, as daai goed jou beheer, sal dit die galg wees waarop jy sal doodgaan. Jy sien, wanneer die persoon teenoor wie jy bitter is, weet nie is hy's bitter teenoor hom nie. Hy leef sy lewe en gaan aan en het gemak. Maar jy sit aan die een kant en verkrummel en jou lewe is verwoestend want jy haat die persoon terwyl hy sy lewe leef in gemak. Is soos iemand wie hou 'n stoel teen hom, maar die stoel beïnvloed hom nie. Niks beïnvloed hom, hy lewe sy lewe, maar jy is bitter. So ek wil vanoggend vir jou vra, waar lê jou bitterheid?
Is dit nie tyd dat ek en jy die bitterheid in ons harte, die pyn, die seer, die lyding wat mense ons veroorsaak het, is dit nie tyd dat ek en jy die goeders uitsorteer nie? Ek het laasweek vir jou gesê, toe ek gepraat het oor gebed, en die week voor dit toe ek gepraat het oor gebed, sê Jesus daar, as jy nie ander mense hulle sonde vergewe nie, kan daar nie vir jou vergifnis kom nie. Dis nie my wet nie, dis nie my reël nie, Jesus sê dit. Hy sê vergifnis het 'n voorwaarde. Die voorwaarde van vergifnis is om vergifnis te gee. Bitterheid word net op een manier gesond. Bitterheid word gesond deur vergifnis. Bitterheid word gesond om te laat gaan. Bitterheid word gesond om te sê, ek gaan nie meer hier op hierdie eiland sit en omgee wat hierdie persoon doen of nie doen nie. Ek is besig om my eie lewe te leef. Soms moet ek en jy net laat gaan. Ek en jy moet dit besef maak, ek kan nie almal se lewens verander nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar's mense wie ek soms regtig dink, ek het 'n goeie Afrikaanse woord, ek wil sê, ek nie wil gebruik nie, wat ek dink van hulle. Maar ek besef, ek is nie God nie. Ek het nie van moe om mense se lewens te verander nie. Ek wil jou so 1 of 2 stories vertel, waar mense my al onregte aangedoen het. My heel eerste prediker, gemeente waar ek gewerk het, toe ek klaar gepreek het, slaan die pastoor my 3 houe, want hy sê ek het sy vrou verneder. Die derde gemeente waar ek werk, steel 'n ouderling by my R28,000. Ek het klomp redes gehad om verbitter te wees al. Veral vir kerk. Ek hoor so baie mense sê vir my, Koen, ek is verbitter vir kerk. Kerk het my seer gemaak. Dit is eintlik nie waarheid nie. Kerk het jou teleurgestel, maar jou nie seer gemaak. Die mense maak mense seer. Mense stel mense teleur. Maar ek het net 'n verantwoordelikheid om met die goed te deel. Die verantwoordelikheid is nie die ander persoon om my te kom vertel, Quentin, ek's jammer nie. Die verantwoordelikheid is myne om hom te vergewe en vry te spreek en klaar te maak met die bitterheid in my hart. Haman word so bitter teen Mordegai in die boek Ester, dat die galg wat hy bou vir Mordegai, die galg word waarop hy hang. Besop dat jou bitterheid jou eie dood veroorsaak. Besop dat jou eie bitterheid jou eie verwoesting veroorsaak. Iewers moet jy op 'n plek kom waar jy met jou bitterheid deel. Het sy dit groot goeders is of klein sake is, dis irrelevant. En ek wil dit nie klein praat nie, ek wil nie sê jy het nie seer nie, ek wil sê jy het 'n verantwoordelikheid om dit op te los. Die verantwoordelikheid is joune. Die verantwoordelikheid is nie iemand anders se sin nie, om na jou toe te kom nie, en te sê, Jesus, ek wil om vergifnis vra nie. Die verantwoordelikheid is joune om dit te vergewe, en vry te spreek, sodat jy nie soos Haman op die einde, op 'n galg sal hang, van jou eie bitterheid nie. Sodat jy vry sal leef, en die beste weergawe sal wees, wie God jou gemaak het. Ek het begin dit vir sê, bitterheid lei soms tot jou eie dood. Bitterheid oor ander mense pyn lei tot jou eie dood. God het jou nie gemaak om bitter te wees nie. God het jou gemaak om vry te wees. Maar die enigste manier hoe jy kan bekom, is deur vergifnis en vry te spreek. Of jy daarvan hou of nie, dis die sleutel tot daai genesing, om ander mense vry te spreek. Sê ek vandag vir jou, ander mense gaan jou ophou seer maak? Nee, hulle gaan nie. Sê ek vir jou, mense gaan ophou jou teleurstel? Nee, hulle gaan nie. Dit gaan nog steeds gebeur. Maar hoe meer jy vergewe, hoe meer oefening is jy om te vergewe. En God stel jou staat. Onthou, Christus het jou eerste vergewe. Daarom kan jy vergewe. Ek wil vanoggend met jou praat oor, of jou herinner vanoggend dat God het jou vrygemaak. Maar leef soos iemand wat vry is. Moenie iemand in die kerk wees wat heeltyd bitter is. Ek kry dit doen met so baie mense elke dag in my kantoor wat Jesus dien, maar wat bitter is. Oor goed wat met hulle gebeur het. 'n bitter mens is 'n onaangename mens. 'n bitter mens is 'n victim. 'n bitter mens gee almal die skuld wat met hom gebeur het. 'n bitter mens vat geen verantwoordelikheid vir sy eie lewe nie. 'n bitter mens is nou maar net 'n victim van die lewe. Ek is gemolesteer, ek is seer gemaak, dinge het met my gebeur, ek ontken dit glad nie. Wat ek wil sê is, as jy wil genees, is dit tyd dat jy vergewe en vryspreek en losmaak. En sê, ek gaan 'n standpunt inneem, ek kies my eie vryheid. Ek wil jou uitnooi vandag, as 'n profetiese aksie, wat in Genesis plaasvind. Moses vat 'n tak van 'n boom, en hy gooi dit in die water, en die water word soet. Wil jy nie vanmiddag 'n tak gaan pluk, profetiese tak in jou hart vassit, en sê, Here, vandag kies ek, om die mense te vergewe, wat my seer kan maak het nie. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat U vir ons lief is. Ek wil bid dat U ons help om bitterheid in ons harte op te los. Dat ons nie bitter mense sal wees nie. Here, slegte dinge gebeur met ons almal,
ons die verantwoordelikheid om te vergewe. Seën elkeen wat luister hier in Jesus naam. Ek wil jou sê vandag, Witbank, God spreek lewe oor jou. Ons is opgewonde, ons gaan, as jy weet waar FNW en BMW is, ons kerk gaan daar oopmaak, aan die linkerkant die inkom by N4, gaan ons gemeente oopmaak, ek dink ons teken die kontrak hierdie week, so ons is opgewonde om baie gebou vas te maak. Binnekort Witbank, begin die gemeente, ek wil jou vra, as jy wil kan jy so lank vir ons begin gee. Die eerste geld van ons gemeente saai ons in Witbank in. Die Here seën jou, mag jy 'n awesome week hê, volgende week van Dani die woord bedien. Bless you.